Nou ja, kom ons maak vanmôre ons Bybels oop by 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus 1. Ek wil graag vir die kinders wat hier in die kerk is 'n vraag vra. En julle moet probeer om nie vir pappa en mamma te kyk nie, ek wil toets of jy kan onthou. So mamma en pappa kyk voor jou, moenie vir kinders kyk nou nie. Hulle moenie nou by jou antwoord kry nie. Wie van julle kan onthou waaroor het verlede Sondagoggend se boodskap gegaan? Wie van die kinders kan onthou waaroor het verlede Sondagoggend se preek gegaan? As jy kan onthou, steek jou hand op. Frans? Dit was die aand. Dit was die aand, die oggend. Wie wil vir my sê, dit het bietjie oordrywig gegaan. Waar is die kinders? Steek bietjie op. Ja? Wat sê Jesus? Ek is die? Gawie, nou is jy in die versoeking, né? Help hom gou. Daar sy, pragtig, hoor. Jy kan na die diens gou 'n lekkertjie kom haal by my. Goed, jy moet die helfte vir pappa gee. 1 Petrus hoofstuk 1 en ons lees daarvan vers 13 af saam. Hoor die pragtige beeldspraak waarmee Petrus hier begin. Daarom omgord die lendene van julle verstand en wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore, toe julle ongered was, in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. As julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees tydens die of gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ek gaan nie hieroor preek nie, so vergewe my dat ek onderbreek. Die tyd van ons vreemdelingskap is die tyd wat ons op aarde is. As kinders van die Here leef ons as vreemdelinge op hierdie aarde. So hy sê, wandel dan in vrees, aan die ander woorde eerbied vir die Here, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, dan moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ons lees saam tot daar uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Kom ons verenig in gebed, liewe broers en susters, en dan bid ons saam.
Ons het dit vanmôre gesing, Hemelse Vader, heilig, 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 Here God Almagtig. En nou het ons dit gelees hier in u woord, waar u sê dat soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Here, ons aanbid u vanmôre as die allerheilige God. Die God by wie daar geen sweempie van sonde, ongeregtigheid, onbillikheid, wat dit ook al mag wees, teenwoordig is nie. Ja, u is in u wese, in u karakter, in u persoon is u algeheel heilig. En om te dink, Here, dat die serafs daar voor u troon staan en hulle aangesig met 2 van hulle vlerke bedek en hulle voete met die ander 2 en konstant besing hulle die heiligheid van God. Wil u vanmôre so iets van u heiligheid aan ons kom bekend maak? Wil u ons tot 'n besef bring hoe heilig u is en wat dit beteken en ook waartoe dit ons roep as u kinders? Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend byeen kan kom. Dankie vir 'n kerkgebou wat u aan ons voorsien het. Dis groot genade wat ons beleef uit u hand uit. Ons dankie vir elke persoon wat hier teenwoordig is. Ons dankie, Here, dat u ook soveel besoekers hierheen stuur. En ons gebed is maar net, Here, terwyl ons eenvoudige mense is, terwyl ons niks besonders is nie, maar dit oor u gaan en oor u woord, wat so absoluut onbeskryflik wonderlik is, dat mense wat hierheen kom, die ervaring in hulle harte sal hê, dat hulle met God ontmoet, en ook so ons as u gemeentelede, wat hier gemeentelede is in die gemeente. Here, ons dankie dat ons vanmôre baie ernstig kan bid vir Moekie wat agteruitgaan, wat swak is, baie ernstig siek. So ook vir Thys wat saam met ons vanmôre hier is. Dankie dat ons hulle 2 as gemeente, as dit ware vanmôre voor u kan ophou in geloof. En ons wil nie voorskriftelik wees nie, Here. Ons wil nie sê wat u moet doen en hoe u dit moet doen nie. Ons wil nie so sommige televisiepredikers vanmôre die vuiste hemel toe bal en uitdagings aan u rig nie, want wie is ons? Ons is swak, nietige wesens. Ons is algeheel van u afhanklik. Maar ons wil vra dat u op 'n besondere manier asseblief groot genade aan hulle sal skenk. So vir oom Ad en so vir Zanna wat hierdie week gaan vir 'n operasie en ook vir Ina, ook vir Bertus wat herstel na die operasie wat hy gehad het. Ons bid, Here, dat u daardie pyn asseblief sal verlig en volkome sal aanraak en wegneem. Dankie dat ons kan bid vir ons broers en susters wat hierdie week verjaar. Ons bring hulle na u toe en ons bid vir u seën oor hulle elkeen. Here, ons wil vanmôre intree vir 'n wêreld wat in 'n geweldige noodsituasie verkeer. Oral oor die aarde heen is daar oorloë en gerugte van oorloë. Is daar volkere en nasies en leiers wat met mekaar 'n geweldige stryd het. En hulle stryd met mekaar veroorsaak
dat almal oor die aarde heen ook op die oomblik ekonomies dit voel, Here, die brandstofpryse wat so opgaan, alles wat gebeur rondom hierdie oorloë, ons bring dit na U toe en Here, dankie dat ons ook nie in die duister hoef te wees nie. U sê vir ons in Matteus 24 en Lukas 23, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Hierdie dinge moet plaasvind. Dis tekens dat U koms nader kom, ook die manier waarop hierdie dinge in getal en in intensiteit vermeerder. Ons bid vir die leiers van hierdie wêreld. Here, ons kan seker vanmôre baie maklik hier van die kantlyn af kritiseer en sê, die wêreld het nog nooit sulke swak leiers gehad nie. Maar dankie dat ons vanmôre vir hulle kan bid. Dankie dat ons kan bid, dat U wêreldleiers op een of ander manier sal konfronteer met U self, met U teenwoordigheid, met wie U is. Ons wil bid en vra, wil U nie op een of ander manier wêreldleiers ontmoet en hulle siele uit genade red, dat hulle tot die besef sal kom wie hulle is en wie U is. Want Here, wanneer 'n mens met God ontmoet en hy verander jou van binne, dan kan jy ook 'n goeie leier word. Ons bid vir ons eie land. Dankie dat U die omstandighede in Suid-Afrika beter ken as wat ons dit ken. Ons het 2 jaar gelede by die algemene verkiesing het ons spesiale tyd van gebed gehad om te bid, Here, dat U sal ingryp en ons kom agter hier's 'n verandering besig om plaas te vind en aan wie anders wil ons dit toeskryf as aan U? En daar kom nou hierdie jaar dan plaaslike owerheidsverkiesings, munisipale verkiesings. Ons bid daarvoor. Ons bring dit na U toe. Ons wil bid, Here, wil U leiers opwek. Wil U mense wat moet gaan stem, se harte neig om vir die regte persone te stem. En ons wil vra, dit is ons hartsbegeerte, wil U vir ons godvreesende leiers opwek en in posisies plaas. Manne en vroue wat hulle voor God buig en voor U gesag. Dankie dat ons vir die gemeente kan bid. Ons wil môre aand se UE3 aan U opdra. Here, waar ons eintlik môre aand ons laaste aand vir hierdie semester het. Ons bid nou reeds vir volgende semester dat U ook mense nuut sal opwek en sal motiveer en opgewonde sal maak om betrokke te raak hierby. Ons bid vir die kinderbediening, ons bid vir Karina en al haar personeel. Ons bid vir die CVV wat vanmôre vergadering het. Seën hulle asseblief, Here. Ek wil vir die kerkraad bid. Bekragtig ons, motiveer ons, salf ons vir die groot werk wat op ons skouers rus. Ek wil elke gemeentelid en elke besoeker vanmôre aan U opdra. Ek wil bid, seën hierdie groep mense daar by hulle werk. Elke een is iewers betrokke, elkeen is iewers besig, by universiteit, by skole, by die werk, waar ons ook al mag wees, in ons huisgesinne. En nou wil ons vra, seën ons, wanneer ons saam na U woord gaan luister, en doen dit tot verheerliking van U groot en wonderlike naam. Amen. In vers 16 staan hierdie woorde, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En dit staan in Levitikus 11 vers 44 en ook in Levitikus 20 vers 7. Hierdie woorde wat God aan sy volk gegee het, wees heilig, want ek is heilig. En die tema vir môre is dan wees heilig, want God is heilig. En miskien vra u nou by
begin van hierdie boodskap, hoe kan die Here, omdat hy heilig is, wil hê ons moet heilig wees? Wat 'n verband het sy heiligheid dan nou met die feit dat hy ons roep om heilig te wees? En dit is wat ons dan vanmôre graag 'n bietjie wil ondersoek. Ek onthou uit my kinderdae, toe ek nou klein was in my ma se huis, het my ma 'n eetstel gehad. Dit was groot borde en klein bordjies, en ek dink daar was ook koppies en pierings wat daarbey gepas het. Annetjie sal my help, want ons het dit nou in ons huis. In hierdie stel is net uitgehaal vir uitsoek spesiale geleenthede. Ek wil amper sê, as die eerste minister by ons kom eet het, maar dit het nooit gebeur nie. As daar nou spesiale familie of vriende na ons toe gekom het, dan het my ma hierdie eetstel uitgehaal, en dan het ons uit hierdie eetstel het ons dan geëet. Dis nie borde wat elke dag gebruik was nie. Dit was eenkant gesit vir spesiale geleenthede. En wanneer 'n mens nou dink aan hierdie woorde wat Petrus vir ons neerskryf, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. As jy na hierdie woorde kyk, dan sien jy God het eintlik dieselfde bedoeling met ons lewens as wat my ma met hierdie mooi eetstel van haar gehad het. Ons lewens moenie met die massa saamsmelt nie, as kinders van die Here. Ons lewens moenie saam met die gewone borde en koppies en messe en virke wees nie. Dis spesiaal, dis eenkant gesit in diens van die Here. Ons moenie soos wêreldlinge leef en soos wêreldlinge lyk en soos wêreldlinge dink nie. Nou ja, verlede week het ons dan stilgestaan by die pragtige tema, ek is die ware wynstok en julle is die lote. En die opdrag daar was, wie wil gou vir my help? Bly in my, né? Dit was die opdrag by verlede week se boodskap. Ek is die wynstok, julle die lote, bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie, né? Dit is waarby ons verlede week stil gestaan het. En dit het my laat dink in die week, wat gebeur met 'n lewe wat waarlik in die Here Jesus geanker is en bly? Toe kom hierdie teks in my gemoed op en dit begin lewe en ek het hieroor gebid en so het ek toe 'n boodskap vir ons voorberei uit hierdie gedeelte met die tema wees heilig, want ek is heilig. Ons is nie maar net gered om by wyse van spreuke 'n kaartjie hemel toe te kry. En nou is ek op die trein wat hemel toe gaan, maar verder het niks verander nie. Ons is gered en ons is in die wynstok geanker met een doel voor oë, om heilig te wees soos wat God heilig is. Ek dink daar's 'n algemene probleem onder baie kinders van die Here, dat baie mense dink, as jy die oomblik as jy die woordjie heilig hoor, dan begin jy dink aan mense met sulke streng, suur, onvriendelike gesigte, wat so amper half bietjie vreemd is. Lyk so amper of hulle nie lekker kan inskakel in die samelewing. Hulle is vreemd, nee, hulle is suur, hulle is onvriendelik, soos pruime wat so saamtrek. Hulle is amper so half onbereikbaar. Hulle is too high to come by, nee, soos die Engelse sê. Jy kan nie eintlik by hulle uitkom nie, jy kan nie eintlik met hulle kommunikeer nie. So amper 'n soort superchristen.
En ek wil net dadelik sê, dit is die verkeerdste gedagte wat 'n mens oor heiligheid kan hê. Ek dink dit stoot my, as jy daai gedagte koester, dan stoot dit jou af. Dan wil jy nie met heiligheid iets te doen hê nie, as jy dink dis wat dit is. Want dit is glad nie wat die Here bedoel het nie. Hoegenaamd nie. Heiligheid is nie bedoel om ons weg te stoot van mense af, maar om ons nader te bring aan die Here. En hoe nader 'n mens aan God leef, hoe meer aangename geur sal jou lewe tentoonstel. En dit sal ander na jou toe aantrek. Ek wil ook sê, en ek gaan dit herhaal iewers in die boodskap, dat heiligheid is nie sondelose perfeksionisme nie. Baie mense dink dit wel, maar dis nie dit nie. Dit beteken nie dat jy nou gearriveer het en dat daar nou geen sonde in jou is en jy leef nou hierdie absolute volmaakte sondelose lewe nie. Maar dit beteken dat jy met hart en siel aan God behoort. Soos my dierbare vriend wat nou by die Here in die hemel is. En baie van julle sal hom onthou, Oscar Ehrensberger, die gospelsanger. Toe ons daar in Mosselbaai intrek, toe trek hy dieselfde tyd daar in, en sy aftreehuis en ons kerk was net so oorkant mekaar. En hy daar begin besoek, en ons het boesemvriende geword. En ook lekker saam gesing. Maar op 'n stadium toe kom kuier 'n vriend van hom, Davie Blom, wat ook in die hemel is. Dink ek het julle al die storie vertel van die dag toe Davie oorlede is. Ek sal dit weer op 'n stadium doen, terwille van tyd gaan ek dit nie vanmôre doen nie. Maar Davie kom van Pietermaritzburg af vir Oscar kuier, en Oscar vat my so aan die mou en hy sê vir my, luister, moenie met Davie oor rugby praat nie. Moenie met Davie oor die ekonomie praat nie. Moenie met Davie oor snaakse dinge van hierdie aarde praat, oor Julius, wat se goed ook al, ne? Want Davie gaan elke gesprek wat jy met hom voer, gaan hy terugvoer na Jesus toe. Hoor my wat ek vir jou sê. En hy sê hierdie woorde, Davie Blom is uitverkoop aan Jesus. Vriende, dis heiligheid. Dis wat die Here wil hê as hy praat van, hy wil hê ons moet 'n uitverkoping hou in ons lewens. En ons moet algeheel aan Jesus uitverkoop. Alles tot u beskikking, alles vir u. So vanmôre weer klink die opdrag van God opnuut in ons ore, 'n opdrag wat ek glo ons al baie gehoor het. Ek dink ek kan amper vra, steek bietjie hande op, wie het nog nooit hierdie opdrag gehoor nie? Daar gaan nie 'n enkele hand opgaan nie. Ons het baie al hierdie woorde gehoor, wees heilig want ek is heilig. Ons ken dit. En dit bring ons by 'n aantal vrae wat ek graag vanmôre saam met u uit die skrif uit wil antwoord. En in die eerste plek, wat beteken heiligheid? Waar kom daai S vandaan? Jy kan sien ek het hierdie PowerPoint vanmôre 4 uur gebou, né? Vergeet van die S. Wat beteken heiligheid? Nou die Griekse woord hagios is 'n byvoeglike naamwoord. En die leksikon, die Grieks-Engelse woordeboek sê, it means being dedicated or consecrated to the service of God. Hier kom die eetstel, kan jy hoor hoekom het ek begin met die illustrasie van die eetstel waarmee ek groot geword het. Dedicated and consecrated to the service of God. Een kant gesit vir spesiale gebruik. Dis die kernbetekenis van heiligheid. En dit verwys na iets of iemand wat aan God behoort. As jy nou hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het,
mooi bestudeer, dan sal jy sien, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede van wat tevore geheers het nie. Hy sê ook hier op 'n ander plek, vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud of rande of dollars losgekoop is uit julle ydelle, ongeredde lewenswandel wat tevore geheers het oor julle nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. So om aan die Here toegewy te wees, om eenkant gesit, afgesonder te wees, is omdat ons aan hom behoort. Ons is sy eiendom. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort nie aan iemand anders nie. Ons behoort met ons wese, met hart en siel aan die Here. En dit bring 'n mens, omdat Jesus jou gekoop het met sy kosbare bloed, en omdat jy aan hom behoort as weergeborene, bring dit jou in 'n baie spesiale verhouding met God. Is dit waar? Verseker, dit bring jou in 'n baie spesiale verhouding met God. Kinders van die Here word ook dikwels in die Bybel heiliges genoem. Ons het ook vanmôre in ons geloofsbelijdenis gesê, ek glo aan 'n heilige, eenkant gesit vir die Here, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. En dis nie die ouens met die heilous nie, die stralekransies nie. Dis ons. Die Bybel noem kinders van die Here heiliges, mense wat vir God eenkant gesit is. Nie omdat hulle sondeloos volmaak is nie, want niemand is nie, maar omdat ons aan God behoort. So dis die eerste klem van die woord heiligheid, dedicated, consecrated. Consecrate beteken om toe te wy aan iets. Maar die tweede, daar's ook 'n ander klem wat die leksikon vir ons gee, en dit is morally pure and set apart from sin. Moreel rein en afgesonder van sonde. Dis hoekom Paulus in die Korintiërbrief vir ons sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap is daar tussen geregtigheid en ongeregtigheid, lig en duisternis, Christus en Belial? Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Julle sal my kinders wees en ek sal julle God wees. Eenkant gesit, rein, heilig, skoon. Dit beklemtoon 'n andersheid in karakter en in gedrag. Nou as die Here kom en hy sê vir ons, wees heilig, want ek is heilig, dan is dit wat hy bedoel. Hy is moreel, sedelik, algeheel, skoon, rein, heilig. Daar is by God geen sonde nie. So opsommenderwys kan ons sê, die woord hagios, heilig, beteken dan in die eerste plek afgesonder vir God, en daarom ook anders in karakter, skoon gewas, gereinig, geheilig. Wat 'n wonderlike woord. Nou, vriende, heiligheid gaan nie maar net oor wat ek en jy nou bereid was om te los. Aan die ander woorde, ons het nou 'n stelletjie reëls en regulasies, en daar's 'n klomp goed wat daar staan, jy moet die goed los, jy moet die goed vergeet van dit, los dit. Dis nie waaroor dit in die eerste plek gaan nie. Gaan nie oor wat jy van afgesien het nie, maar dit gaan oor aan wie jy behoort. Wie se eiendom jy is. Wie is jou Here? Wie is jou meester? Heiligheid is nie, soos ek reeds gesê het, en ek het gesê ek gaan dit herhaal, sondelose perfeksionisme nie. Niemand moet kom en sê, weet jy, ek is nou so heilig, dat ek het niks meer sonde in my nie. Ek is nou algeheel, totaal en al sondeloos, perfek, volmaak nie. Maar, dis ook nie wettisisme nie. Wie ons, as ons nou
vanmôre, kom ons sê nou, ons kanselleer die CVV vergadering, ons sê nee, ons gaan vanmôre gemeentevergadering hou. En dan gaan ek hier voor staan en ek gaan ons Kriba vra, hy moet vir ons notas maak, en julle moet sê alles wat ons nie moet doen nie. Wat pas nie by ons nie? Wat pas nie by ons as kinders van die Here nie? En daar voor by die ingang gaan ons 'n groot lang lys opsit. As jy hier wil kom, dan mag jy nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. En dan is ons heilig. Dis wettisisme. Dis 'n verkeerde heiligheid. Dis nie wat heiligheid is nie. Heiligheid is die heerlike wete, die wonderlike gedagte en wete. Ek behoort met my liggaam en my siel nie aan myself nie, maar aan my wonderlike verlosser, my getroue saligmaker, Jesus Christus. Ek is sy eiendom. Hy het my gekoop met sy kosbare bloed. En daarom, omdat hy my van binne af kom verander het, wil ek graag vir hom lewe, wil ek aan hom behoort, wil ek uitstaan, wil ek vir spesiale gebruik eenkant gesit wees vir die Here. Wat het ek hier in my hand? 'n glas met water in. Is daar enige iemand hier wat al tee gemaak het in so 'n glas? Praat nie van ystee nie. Ons maak nie tee in so 'n glas nie. Hoekom nie? Want die glas is bedoel om water of koeldrank in te gooi. En dit is met 'n kind van God wat dit is. Ons is bedoel om vir die Here eenkant gesit te wees, afgesonder te wees en te groei in die Here. Elkeen van ons moet vanoggend die vraag kan antwoord in ons gemoedere: aan wie behoort my lewe werklik? Kan jy dit antwoord vanmôre? Kan jy met eerlikheid vanmôre sê, ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort met my hart en siel aan Jesus Christus. En dan moet ons ook antwoord, is daar nog areas in my lewe wat my eie is? Wat ek nog nie aan hom oorgegee het? Wat nog nie vir hom afgesonder eenkant gesit is nie? Dis nou daai eie ek, wat nog wil regeer, wat nog wil die boetoon voer. So dit is wat heiligheid is, dis hierdie twee dinge. Dis eenkant gesit vir die Here, maar ook moreel skoon en gereinig. In die tweede plek, waarom moet ons heilig wees? En die kort antwoord, Levitikus 11 vers 44, want ek is die Here julle God. En dan 1 Petrus 1 vers 16 wat sê, want daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. So dis die rede waarom ons heilig moet wees. En waarom ons in heiligheid moet groei en moet toeneem. Die rede is nie, wees heilig sodat God jou kan lief hê nie. Ons moet nie so dink nie. Ons moet nie dink, jy weet, ek moet nou harder probeer. Ek moet probeer om 'n beter lewe te leef, sodat die Here meer van my kan hou, sodat die Here liewer kan wees vir my, sodat die Here daarom in sy hart ook vir my 'n bietjie ruimte kan hê nie. Die Bybel sê ons beste pogings, ons beste goeie werke wat ons kan voorhou aan die Here, is gesien in die lig van sy heiligheid, eintlik maar soos 'n besoedelde kleed, 'n vuil kleed. So, dis nie die rede waarom ons heilig moet wees nie. Maar ons moet heilig wees omdat ons aan die Here behoort en omdat hy heilig is. Omdat die Here is wie hy is. As 'n mens mooi dink en jy kyk na die skrif, dan is dit baie duidelik dat die heiligheid waartoe die Here ons vanmôre vanuit die bladsye van sy woord roep, vloei uit sy verbond met ons.
Wat sê God wanneer hy met ons 'n verbond sluit? Ek wil vir julle 'n God wees. Julle moet vir my seuns en dogters wees. Dis die hart van God se verbond met ons. Heiligheid vloei daaruit. Ek wil jou God wees. Jy moet my kind wees. Dit vloei ook uit God se karakter. Omdat hy ons God is en omdat ons sy kinders is, wil hy hê ons moet word soos hy is. Daarom hierdie duidelike roeping tot heiligheid. Ek wil gou vir die kinders vra. Enige kind, steek gou 'n hand op en gee vir my 'n mansnaam. François, goed, dis oupa se naam. Pragtig. So François, die rede hoekom ek jou naam as illustrasie gebruik, is omdat jou kleinseun nou net gesê het ek moet dit doen. Goed, dis nie omdat ek op jou pik nie. Ek wou nie sommer net 'n naam gebruik nie, want dan dink julle ek pik op julle. So ek gaan die naam François gebruik. Wie van julle het al gehoor hierdie woorde? En gewoonlik word hierdie woorde met 'n mate van verbasing, so daai wow, verbasing uitgespreek. Wie van julle het al gehoor dat iemand sê, weet jy, dis ongelooflik. François is sy pa uitgeknip. Het julle dit al gehoor? Hy is sy pa uitgeknip. Kyk net na hom. Hy lyk net soos sy pa. Weet jy, as hy loop, dan sien ek sy pa. Die manier waarop hy staan, sy stem, hy klink net soos sy pa, hy praat net soos sy pa. Hy is sy pa uitgeknip. Hoe werk dit? Dis nie omdat hy sy pa van kleins af naboots nie. Dis wat ons noem gene. Dis binne in hom. En nou het 'n kind van die Here het ook gene by wyse van Spreuke geërf, want hy sê, julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. In 2 Petrus sê hy, ons het deelgenote geword aan die natuur van God, die goddelike natuur. Dis in ons ingebore, dis nie omdat ons hard probeer nie. Ons het in Christus ons vrug tot heiligmaking ontvang, sê die woord op 'n ander plek. God, ons hemelse Vader, is die rede dat ons heilig moet wees. Dat ons geroep word tot heilige lewens. Wees heilig, want ek is heilig. Mense moet amper met dieselfde verbasing wat hulle oor François het, omdat hy sy pa se ewebeeld, moet mense amper kan sê, wow, daai mens, daai kind van God wat hier in Pretoria Oos aanbid, is net so sy hemelse Vader. Ek sien al meer van Jesus in daai persoon. Ek sien al meer van Jesus se sagmoedigheid en sy lankmoedigheid in daardie persoon. In die derde plek, hoe lyk dit prakties? Daar is die S weer. Ek dink is een van daai outomatiese regstellings wat die rekenaar maak, maar toe maar. Hoe lyk heiligheid prakties? Levitikus 20 vers 7 staan hierdie woorde, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is die Here julle God. Weer terug by die gedagte, hoekom ons dit moet wees. Maar kan jy sien, toon dan dat julle heilig is en wees heilig. Jou lewe moet dit tentoonstel. Ander mense moet dit in jou lewe kan sien. In 1 Petrus 1 vers 14 en 15, wat ons gelees het, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.
Toe jy ongered was, wou jy nie kerk toe gaan nie. Nou wil jy. Jy wil nou nie die kerk mis nie. Jy smag en jy begeer na God se teenwoordigheid. Jy smag na gemeenskap met hom. Jy wil dit nie mis nie. Dat iets binne in jou verander toe die Here jou wederbaar het, toe hy jou nuut gemaak het. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Ek het nou maar een illustrasietjie genoem wat net in my kop opgekom het, en dit is nou om hier te wees, om die gemeenskap van die gelowiges rondom die woord van die Here te geniet. Daar's nog baie ander. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Toon dan dat jy heilig is. Dit raak jou hele menswees. Dit raak jou gedagtewêreld. En wat vloei uit jou gedagtewêreld uit? Die gedagte sak af hier na jou mond toe, en dan kom dit as woorde by jou mond uit. Wat jy praat, verklap wat jy dink. En dit verklap wie jy is. Die keuses wat jy maak, die plekke waarheen jy gaan, die dinge wat jy doen, jou prioriteite, jou gesindheid, die motiewe waarmee jy dinge doen in jou lewe. Hoekom doen ek sekere dinge? Dit moet alles wys dat jy aan God behoort en dat jy vir hom wil lewe, omdat jy hom liefhet met jou hele hart en met jou hele siel. Van kleins af is daar iets wat ek nie kan dra nie. En dis wit klere. Ek wonder of julle weet hoekom. Kyk, ek moet al 'n voorskoot vir my laat maak as ek eet. As ek wit tekkies gekoop het, daai wit tekkies is net mooi tot ek by die winkel se deur uitloop. Dan se hulle ook nie meer mooi nie. Vir een of ander rede kan ek nie wit goed skoon hou nie. En wat ek eintlik daardeur wil sê is dat op wit klere sien jy dadelik die geringste vuil kolletjie, nee, dis asof daai wit klere stel die geringste ou dingetjie wat vuil is ten toon. En hoe nader jy kyk, hoe duideliker sien jy die vuil kolle op die wit klere. Wat probeer ek sê? Hoe nader ons aan God leef, hoe meer raak jy bewus van sonde in jou eie lewe en hoe groter begeerte het jy om gereinig te word daarvan. Jy kan jouself nie reinig nie, die Heilige Gees moet jou reinig. Hoe meer wil jy daarvan ontslaa raak, hoe meer wil jy graag skoon en wit wees. Ek gaan volgende Sondagoggend oor die 4de punt met u praat. Ek gaan 'n volledige boodskap volgende Sondag as die Here wil oor die 4de punt met u deel. Ek gaan hom net vertoon. Hoe kan ek heilig word? So nou het jy sommer ons tema vir volgende Sondag. Hoe kan ek heilig word? Want ek wil dit nie nou aframmel nie. Dit is 'n baie belangrike punt. En ons kyk as die Here wil volgende Sondag dan daarna. Vanmôre kom die Here na ons toe. Hy roep ons tot heiligheid. Wat beteken dit? Dit beteken jy's afgesonder vir die Here. Jy's eenkant gesit vir hom, maar dit beteken ook 'n diep reiniging binne in jou hart. En ons gaan kyk volgende week na vervulling met die Heilige Gees. Waarom moet ons heilig wees? Eenvoudig. Want ons hemelse Vader is heilig. En ons moet word soos hy. Ons moet verander word om soos hy te wees. Hoe lyk heiligheid prakties? Wel, dit behels ons hele mens wees. Van ons gedagtes tot ons woorde, tot ons dade, alles. Kom vanmôre en kom wy jou aan die Here toe. En kom sê vir die Here, Here, ek het die roepstem gehoor. En ek wil my aanmeld. Ek wil graag heilig wees
soos U heilig is. En as die Here ons spaar, dan sal ons volgende Sondag hoor, wat beteken dit? Hoe kan ek dit bekom in my lewe? Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir U kosbare woord. Baie dankie vir hierdie kroon van die evangelie. Dat U ons roep as U kinders tot heilige lewens. Ag Here, ons bid dat U ons in die week wat kom elke dag sal lei tot 'n lewe van heiligmaking. Soos wat die woord ons leer, laat ons die vrede met almal najaag en die heiligmaking waarsonder ons die Here nie sal kan sien nie. En ons begeer in ons geestelike lewens om U helder en duidelik te sien en die weg daartoe is heiligmaking. Baie dankie Here dat ons dit vanmôre kan bid in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen.